Habakuk 3 vers 16 tot 19. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig oor God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vir die koorleier met snarespel. Het jy al vir die Here gevra, Here, hoe lank nog voordat U uitkoms gaan gee? Of waarom gebeur hierdie goed met my? Of hoekom hoor U my nie as ek roep nie? Het jy al met die Here geworstel? Habakuk het met God geworstel. Habakuk het geworstel oor, hoekom kry goeie mense swaar? Hoekom moet hulle ly, terwyl goddelose mense hulle lewe geniet? Habakuk het geworstel, is God nie dalk onregverdig nie? Stel hy dan nie belang nie? Is God nie dalk dood nie? Maar Habakuk het bewus geword, toe hy met die Here worstel, van wie God werklik is. Hoe groot en hoe goed God werklik is. En toe Habakuk bewus word van God se almag en van God se grootheid, het hy gesidder, sy lippe het gebewe, sy hele liggaam het lam geword en sy bene het aan die ruk gegaan. Maar dan maak hy hierdie verskriklike mooi belydenis. Hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, al sou alles verkeerd gaan, op die oog af alles misluk, dan sal ek nog steeds in die Here jubel, want ek weet en ek juig in God, omdat hy vir my krag gee, omdat hy my voete sal sterk maak, omdat hy my veilig op hoë plekke sal laat loop. Hoe lyk jou lewe op die oomblik? Bot jou vyeboom dalk nie op die oomblik nie? Is jou druiweprieel kaal en leeg? Is jou olyfoes 'n mislukking en jou beeskrale sonder beeste, sonder kleinvee? Dan wil ek jou vandag nooi om saam met Habakuk jou vertroue in die Here te stel en God te loof. Te weet, maak nie saak wat my omstandighede nie, ja, ten spyte van die omstandighede waarin ek my op die oomblik bevind, weet ek, God is 'n God van liefde, God is goed. Daar is niemand soos hy nie, ek kan op hom vertrou, ek kan aan hom vashou. Hy sal deurkom vir my, hy sal my nie in die steek laat nie. Want wanneer die nag op sy donkerste is, dan skyn die môrester op sy helderste en dan weet ons, die dag breek weer aan. Hou vandag vas aan die Here, want hy is betroubaar. Selfs as jou omstandighede en die dinge wat in jou lewe gebeur, vir jou sê, nee, dit is nie so nie, God het van my vergeet. Nee, hy het nie. Want al is die vyeboom leeg, al is die beeskrale leeg, al is die druiweprieel kaal, al het jou olyfoes misluk, juig en jubel oor God. Hy is jou redder, hy is ons redder. Here, baie dankie, dat al verstaan ons nie dikwels ons omstandighede nie, al begryp ons dikwels nie hoekom goeie mense swaar kry en slegte mense voorspoedig is nie. Vertrou ons dat U die God is, wat weet wat die beste is, dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat U liefhet. Dankie dat U my liefhet. Ek plaas vandag my vertroue in U. Hier is my lewe, Here. Neem dit en gebruik my. Dankie dat ek weet, in my omstandighede is ek nooit alleen nie, want U, die groot en almagtige God, is hier by my, is hier saam met my. Ek loof en prys die groot en wonderlike naam. Amen.